Amen. Halleluja. Glory, hallelujah. Prys die Here. Freddy, draai net van hy speaker weg, dan na jou toe. Hy vang my op. Prys die Here. Pluk hom uit. Hy gooi, ja, hy maak my kant. Ja, maar Prys die Here. Daar's my kant nodig. Halleluja. Prys die Here. O, so lekker gewees om die Here te loof en prys. Ou wil nie uitkom nie. Kyk die, deur dit alles. Vroeg al, daardie was nou 'n ekstra som wat ek ingesit het. Deur dit alles, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Through it all. Halleluja. Ja, my hart bloei sommer. Ek kon nie preek, ek kon net sing. Through it all. Maar ek weet ek moet vir julle bemoedig. En ek weet. Mense, daar was ietsie wat die Here op my hart gelê het vir oggend. En dan dink ek, okay, hoekom werk die Gees nie in ons? Ek is nog steeds besig met die Here. Die ding is, kom ek wys vir jou wat doen ons. Ja, ek kom voor U. Here, ek sukkel, Here, maar ek vra U vir hulp. Here, U weet my beursie is amper leeg. En U weet, Here, daar's net nog 'n R10. Here, asseblief ek smeek U. In Jesus naam. Amen. Wie was al daar? Kom, ek sê die Here steen nie. Ja, ons almal was daar. Kyk, jy's reg. Die kinders op die skool doen dit ook. Here, help my dat ek deur hierdie toets kom. Here, help my dat my pa my nie slaan nie. Pas mag dit nie slaan. Here, help my dat my ouma nie met my raas nie. Ouma raas baie. Verstaan ons, kom met sulke dinge. Ja. Maar wat nou gebeur is, ons kom uit 'n gebed uit. Ons kom uit 'n gebed uit. Dan verhinder ons die Heilige Gees om te werk. Hoe doen ons dit? Dan kom ons, vir wie kan ek gebruik volgende? Vir Freddy. Dan kom ek by Freddy. En sê ek, ja, ek het net R10. Maar weet jy wat, ek glo nie, ek gaan R100 vandag kry. Wat ek gedoen? Negatief. Ek het by gebed gekans. Ja. Onmiddellik. Ek glo nie ek gaan hierdie toets deurkom nie. Kom. Ja, toch bij die toets. Lekker toch. Ek glo nie my ouma gaan vir my luister nie en sy gaan my slaap. Ek glo sy gaan met my raas. Wat ek gaan doen? Kan julle sien wat doen ons? Onkundig. Kom ons uit ons gebed uit, ons praat die Here vir hom en dan sê ons glo nie. Ons bely met die mond. Ons praat met die mond. Ek glo nie. My besigheid, ek glo nie ek gaan hierdie goed verkoop kry nie. Ek glo nie ek gaan customers kry nie. Ek glo nie ek gaan oproepe kry nie. Dat was toen niet zo pas gecanceleerd. Wel sê. Hoekom groei ons besigheid nie? Hoekom groei dit nie? Want ons spreek dinge uit. Selfs in die huwelik. Maar in my huwelik daar gaan niks gebeur nie. Ek glo nie my verhouding gaan sterk genoeg wees nie. Ek sien probleme. Kry jou man. Kry genoeg. Ja. Ek glo nie ek gaan gesond word. Hoeveel mense bel my? En as ek wys nie vinger. Ek praat van mense wat my bel. Dan vra hulle my vir gebed.
Dan bid ek vir hulle. Sê amen, dan bel hulle die ambulans om hulle te kom haal. Hoeveel keer het ek nie daai oproep gekry? Maar, dan sê ons is kinders van die Here, ons glo in die Here. Die Here werk vir ons. Maar dan kom ons met daai selfde mond, wat ons sê ons is kinders van die Here. Die Here kom nie vir my deur nie, ek glo nie die Here hoor my. Kom, ek gooi nie klippe nie, ek wys vir ons waar lê ons probleem. Ons kom uit gebed uit, ons sê ons is kinders van die Here, ek raas nie met julle. Maar, ons kry nie genesing nie, ons kry nie deurbrake nie, ons kry nie die nodige finansies waarvoor ons gehoop het nie, ons kry nie die nodige punte nie. Ek sê nie sy doen dit nie, ek gebruik haar net vir 'n voorbeeld, want sy is op skool. Hoeveel kinders sê daai woorde? Ek glo nie ek gaan hierdie toets deurkom nie. Hoeveel kinders het ek dit al gehoor sê? Ja. Sjokie maar. Okay. Prys die Here daarvoor, dat hy sê ja. En yes, maar ons doen verkeerd. Ons doen verkeerd. Vanoggend wil ek vir jou hoop gee. Met hierdie woorde. I learn to trust in Jesus. Vandag wil ek hê jy moet dit neerskryf. Vertel jou mond. I learn to trust in Jesus. Ja, vertel jou mond. Want dit is jou mond wat jou laat struikel. En laat dit sommer in jou gedagtes op kan kom, want dis daai gedagtes wat jou mond aanjaag. Amen. Kom ons kyk gou na die skrifte. Kom ons gaan na Markus 4 toe. Die Here het dit so mooi vir my uiteengesit vanoggend. Waar's Markus na Exodus? Okay, dan kan ek. Markus wat, pastor? Markus nou die Bybel. Nee, ek sê dit. O. Markus is in die Nuwe Testament. Hy gaan agterlangs wees. Ja. Okay. 44. Okay. Dis net na Matteus. Okay. Markus 4 vers Wow. Markus hier. Well. Okay, ek het twee verse daarso. Ek wou sê vers 5 en 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval. Waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte in die grond gehad het nie. Kom ons gaan gou weer terug na jou gebed toe. Onmiddellik het jy vir die Here gevra, Here, help my. Maar jou gebed het nie diepte in die grond gekry. Want daarna het jy gesê, ek glo nie. Ek gaan dit maak. Ek glo nie, ek gaan dit kry nie. Kyk, sien maar daai vers wat daai vers ons leer. Daar's geen diepte in jou gebed nie. Maar ons is kinders van die Here. Ek raas nie met die kinders van die Here nie. Maar die kinders van die Here val uit mekaar uit. Ja. Hoekom val ons uit mekaar uit? Dit is glo. Daar's jy antwoord. Ja. Ekskuus? Ek sê ons val in mekaar nie want ons glo nie. Yes, okay, ek gaan nou daarby kom. Omdat daar nie diepte was nie. Daar was hy. Hoe tel sy dit op? Daar's geen diepte. Hoeveel mense kom kerk toe? En dan sê hulle, hey, ons loof die Here. Vroeg oh yes. Dit is my lyfie, dit is my koppie, dit is die voete en ons lekker. Deur dit alles loof ons die Here. Maar dan kom hy by die huis. Maar ek glo. Ek glo nie iemand gaan 'n brood vir my bring. Ek glo nie my yskas kan weer vol word. Ek glo nie ek gaan hierdie maand deurkom.
Hoeveel van daai woorde spreek ons uit? Ja, dat is veel zwaar. Ek glo nie ek gaan nie. Maar ons is die kinders van die Here ons. Wat sê dit nou vir jou? Daar's nie diepte in jou geloof nie. Jou geloof moet wortels hê wat geanker is in Jesus. I learn to Trust in Jesus. I learn to. Trust in Jesus. Maar hoe kan jy learn to trust in Jesus van jou glo nie? Jy moet nou nie keuse maak vanoggend met daai mond van jou. Gaan jy nou aanhou sê jy glo nie of gaan jy nou begin sê I trust? I trust in Jesus. Trust in Jesus. Maar alles dan nie 'n brood nie. I still I trust still in trust in Jesus. Jesus. En as daar nie customers is nie. I will still trust in Jesus. Al is daar nie finansies nie. I'll still trust in Jesus. Al lyk dit of ek my toets gaan dop. I still trust in Jesus. Al lyk dit of niks gaan deurkom. I still trust in Jesus. Daar sê, dit moet jou attitude wees. Dit moet op. Want hoekom nou? Ek is bly jy het dit gedoen, Erika. Hoekom? Want nou skiet jy wortels. Maar nou gaan jy bly staan. Wat sê vers 9 vir jou? En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Wie ore het vandag moet jy besluit of jy ore het. Laat hom hoor. Laat hom hoor. Want ek wil, I want to trust in Jesus. Proe het op. Proe het op. Hoeveel keer het ek in Louisa na al gekom? As 4 uur in die middag. Daar's geen beloftes van enige kosse nie. 5 uur eet ons. Amen. Pastoor se geloof. Nee. Nee, maar pastoor. Nee. Ek hoor jou hart. Ja. Maar weet jy wat? Dit gaan nie nêrens in die Bybel staan oor hoe groot jou geloof moet wees. Al is jou geloof so groot soos 'n mos. Dis verrassing. Ja. Hoekom leer ek jou? Want nou moet jy sê, Here, U sal my Here. Here, ek weier. Want die woord sê, ek moet wortels skiet. En ek gaan dit nie op rotsagtige plekke sit waar daar nie grond is nie. Ek sit dit op vrugbare grond, want ek glo nie, deur dit alles sal ek U trust, want deur dit alles gaan nie vir my Here. Amen. Dit maak nie saak op my bankrekening leeg is nie. Dit maak nie saak op my besigheid daar geen customers is. Maak nie saak of my voet seer is nie. My rug seer is. U sal. Because I learned to trust in Jesus. Yes. I learned to trust in God. Yes. Kyk na daai woord. Amen. Sê dit 'n bietjie vir ons. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Wie ore het, laat hom hoor vandag. Amen. Hoeveel mense bel my en my oë word swakker. Eet wortels man. Amen. Vertrou vir die Here man. Maar ek moet by BBH uitkom. Vergeet BBH man, die queue is te lank. Ja. Jy gaan die hele dag daar sit, jy mors jou tyd dan. Gaan op jou knieë vinniger. En jy het geen garantie dat jy hoog gaan regkom nie. Ja maar ek wil gaan, weet jy hoekom wil jy gaan? Want jy wil gaan skinder daar saam met die ander mense. Ek kom wat praat. Want dis wat hulle doen. Hulle praat nie van die Here nie, hulle praat 'n klomp nonsens. Ja. Hulle praat van al die vrese nie. Hoe het jy gesien petrol gaan? Hoe het jy gesien kospryse? So waar is dit opgaan? Hy leer te trust in Jesus. As petrol opgaan en goed gaan op, dan praat vir die Here vir 'n verhoging. Amen. Ons praat vir die Here om deur te kom. Amen. Want hy het gesê as ek op hom vertrou, sal hy vir my sorg. Ja, maar kry net 'n sassa. Dis omdat jy net wil net na die government toe wil kyk. Jy wil nie na God toe gaan nie. Amen. Gaan na God toe. Yes. Vertrou die Here. Want jy moet diepte skiet met jou wortels. Die ding is, jou geloof, wow Here, dis awesome. Wys die Here gou vir my iets.
Jou geloof bepaal. Luister wat ek vir jou sê. Die Here het nou vir my gewys. Jou geloof bepaal die dieptes van jou wortels. Jou geloof bepaal of jou wortel net hierso is en as die wind waai dan waai jy weg. Jou geloof bepaal dit. Nie my geloof nie. Jou geloof bepaal die dieptes wat jy skiet. En hoe dieper jy skiet, hoe sterker gaan jy staan. I learn to trust in Jesus. I learn to trust in God. Wow, hier is 'n awesome song. Hier was eintlik 'n song wat ek nie ingesit het. En baie ek like dit. Ek like om soms in te sit. Julle daar by die huis moet dit ook geniet hoor. Ek begin nou eers preek. Amen. Amen. Kom ons kyk gou. Here, wat het ek gedoen? Halleluja. Amen. Amen. Dis hoe kom ek my plek verloor het. Hey, Here. Kom ons kyk gou wat sê oomie Job. Julle ken vir Job. Nou as julle psalms kry, dis net die boek voor hom. Hy's nie uit die Bybel uitgeskeel. Okay, so gaan dan by psalms en dan net die boek voor hom, dan kry jy gou vir Job. Nou Job 2 het vir my iets moois geleer. Wat gebeur as ek en jy uit ons gebed uitkom en dan sê ons glo nie. Ek gaan dit kry of dit gaan nie deurkom nie en daai ja, ek het nou net al is. Ek gaan nou nie dit weer opnoem nie. Kom ek sê vir jou wat sê Job vir ons. Nou Job 2 en dit is vir my so mooi vers 10. Maar hy antwoord daar. Soos 'n dwaas praat jy. Soos 'n praat jy. Hoe skerper wil ons dit hê? Hoe skerper wil jy dit hê? Soos 'n dwaas praat jy. Wat? Hierdie vrou het nie geglo nie. Kom ons kyk gou. Die goeie sou ons van God aangeneem. Die goeie sou ons van God gekry het. En die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem. So ons gaan nie net die slegte woorde aanneem. Ons gaan nie goeie dinge van God verwag. Ons gaan die goeie dinge van God aanneem. Hoekom wil jy vashou? Ek glo nie. Hoekom wil jy aanhou sukkel? Wat sê daai versie vir jou? Hoe begin hy? Jy praat soos ek. Jy praat soos ek. Hoekom jy soos 'n dwaas praat? Ja, maar die Here hoor my nie. Hoe diep is jou wortels? Hoe diep is jou wortels? Ja, maar die Here sien my nie. Hoe diep is jou wortels? Ja, maar ek bly siek. Hoe diep is jou wortels? Kom aan. Kom ons wortels moet bepaal die diepte van ons geloof. So ver as jou wortels dieper. Daar's geen manier wat jy kan wankel. Kyk na die bome. Hy staan, al kom daar 'n storm, al kom die haal, bly hy staan. Sy wortels gaan nou dieper. Ons moet soos bome wees wat geplant is by die waters. Waarvan ons blare nie sal verwelk, maar altyd groen sal wees. Al kom daar droogte, sal ons nie benoud word nie. Want ons learn to trust in Jesus. We learn to trust in God. Hallelujah. Through it all. Is dit nie awesome? Die Gees kan nie werk as ons sê ons glo nie.
Die Gees kan in jou werk, wanneer jy sê, I learn to trust in Jesus. Here, al is daar geen beloftes nie. Al is daar niks wat beloof is, sal ek U trust. Amen. Sal ek U trust. Kom, maar ek weet Miguel was in daai situasie saam met my. Vra vir haar. Sy was lekker benoud. Maar dis die eerste keer wat ek al gevat het en so benoud het. Maar ons het gebid. Amen. Miguel, kan jy sien hoe pas dit nou in? En vat nou daai benoudheid. Onthou jy daai dag toe ons so benoud. Later, ons moes R7,000 hê. Die mense sluit al die judge op. Ek het R4,000. Bravo! En nu elke spyker wat hulle kap, elke een sê ons Here, ons glo in U gaan Here. Toe hulle die laaste spyker gekap, is ek R200 shop. En ek het nooit die R200 gesien wat ek kan doen. Op die tafel, die sy was hier, oom Eddie was ook hier. Yes. Maar, hier dit alles, het ons geleef. Ja, daar was geen mense wat belofte, daar was geen mense wat iets gesê het nie, is dit nie? Iemand het niks gesê. Nee, kom kyk hier is, Mika het jou gebel, jy het saam gebel. Daar was geen mense, jy was op tyd nie. Daar was geen mense wat gesê het, ons sal nie geld gee. Maar ons het geleer. To learn to trust in Jesus. To learn to trust in God. Yes. Ons het geleer. Hoekom doen ons dit nie by die huis nie? Hoekom doen ons dit nie in ons huwelik? Hoekom doen ons dit nie in die skool nie? Hoekom doen ons dit nie in ons werksplek? Hoekom doen ons dit nie wanneer dinge sleg gaan? Hoekom doen ons dit? Ja, los hom. Los hom. Kom, ons het geleer om te trust in die Here. Kyk na hierdie vers wat die Here vir ons gee. Halleluja. Gaan na Psalm toe, dis nou net die volgende boek, maar jy moet nou nie ver gaan. Gaan net by 24. As jy verby vers 6 is jy uit. Jy gaan vers 6 lees. Vers 6 sê vir ons, dit is die geslag van hulle wat na hom vra. Wie is dit? Wie is dit? Ons is die geslag wat na God vra. Ons is die geslag. Ek sê daar vir jou, laat jou oor jou hoor. Ek is die geslag. Ja, ek is die een wat na God vra. Luister wat sê die woord. Wat U aangesig soek. So, wat leer ons? Hoe moet ons ons wortels skiet? Ons moet die aangesig van die Here soek. Want jy is die geslag. Jy is die een wat sukkel. Jy is die een wat probleme het. Kom aan mense, ons moet hier kan staan en sê, Here, ons soek U aangesig. Die Here sê, jy hoef jou keer vir my. Die mense kom in gebed in, maar hulle soek nie sy aangesig. Hulle soek nie sy rus en sy vrede nie. Hulle soek dit nie. Hulle kom net, Here, ek sukkel, Here, dit is net al wat hulle sê, man. Jy noem het skyn heilig in plaas van Ok, jy het dit gesê. Ek het dit nie gepreek nie. Maar, op die einde van die dag kom die woorde waar. Wat, hoekom? Dis dieselfde as toe Judas, Jesus van daar. Hy het nie geglo in Jesus. En dis presies wat ons doen. Ons wil nie glo in God. Ons wil nie glo, dat God gaan deurkom. Ons soek die maklike wy, nie lang te bid nie, want my kinders gaan my help. My kinders gaan my soek. Ek moet gaan kyk die kos praat. Jy kan nog steeds God aanbid. Die aangesig van die Here soek terwyl jy besig is met daai kos, man. Amen. Kyk, hoeveel keer so loop jy nie met die kinders en dan loop jy in die gang af en dan bid jy en dan praat jy nog steeds met die Here. Ja. Weet, Louisa sê daar voor die rekenaar.
Jy het al hier voor die rekenaar gesit wat ek jou gekry dan. Terwyl sy besig op die rekenaar te tik, dan bid sy, ek het haar gesien. Sy kan 2 dinge doen. Pastoor, veral as ek lê musiek luister laat die aand tussen vermales en nag ek gaan slaap, dan sit ek my oorfone en dan bid ek vir die Here in my gedagtes. Maar jy kan ook 2 dinge doen. Ek kan ook multitask, pastoor. Nie net vroumense kan multitask nie. Okay, kom ons gaan nie nou baie multitask nie, maar dan gaan hulle baie werk hê. En ek gaan dan nie op kamp bly. Maar wat ek vir julle wys is die wortels. Dit is wat belangrik is. Kom ons gaan gou na die volgende vers. Die volgende vers sê vir ons in ek het die een bo geskryf, een onder geskryf, een bo geskryf. Okay, hom het ek gegee. Kom ons gaan kyk gou na Johannes. Nou oom Johannes, of die boek van Johannes. Ons kan eintlik sê oom Johannes. En die Bybel sê hy het in die woestyn het hy uitgeroep na die Here, so hy het 'n lang baard gehad. Prys die Here wat hy eers speel gehad om dit te kyk. Prys die Here wat hy was in die woestyn. Ag mense, kom ons kyk gou na Johannes. Ek net gou hier kyk. Johannes 12. Ja, hier kom dit nou weer. Hier is nou awesome. Johannes 12. Nou 12 is net na 11. En net voor 13. Okay. So nou weet jy ook was 12. Okay. Vers 46, 47, 48. Vers 46 sê vir ons: Ek het as die lig in die wêreld gekom. Onthou verlede week het ons gesê, Here, U is die lig vir my. Die Here is die lig wat in die wêreld gekom het. Daai vers sê dit. Okay. Hou dit vas, hou vas staan. Kyk dan waar jy gaan. Sodat elkeen wat in my glo, wat sê hy? In my glo. Hy het nie gesê, Here, ek glo nie. Hy sê elkeen wat in my glo. So jy moet in die lig wees, jy moet wortels skiet. En dan moet jy glo. Jy moet Glo. Jy moet Glo. glo. Jy moet glo. Omstandighede gaan verander. Dinge gaan gebeur. Dinge sal regkom. Elke begin het 'n einde. Amen. En selfs die Here het gesê, hy is die begin. En hy is. Ja. Halleluja. Kom ons gaan verder. En nie in die duisternis sou bly nie. So jy moet uitkom onder die duisternis. Jy moet uitkom onder hierdie benoudheid. Jy moet uitkom onder jou woorde wat jy sê ek glo nie. Jy moet uitkom na die lig toe vanoggend. Kyk wat na die volgende vers. Die vers sê: En as iemand na my woorde luister, luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Want ek het gekom om die wêreld te oordeel. Maar ek het nie gekom om die wêreld te oordeel, maar om die wêreld te red. So die Here wil jou red vanoggend. Die Here wil jou red. Vers 48 sê: Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek spreek, dit sal hom oordeel in die laaste dag. So wat sê dit vir jou? Moenie twyfel. Moenie soos 'n dwaas wees. Moenie sê jy dinge kan nie vir jou. Begin vertrou op die Here. Leer om op die Here te staan. Anker, staan vas. Neem op jou geloof vanoggend. Sê Here, ek wil leer om op U te vertrou. Ek wil leer. Al kry ek aanslag, al raak dit moeilik,
blik vas. Amen. Want deur dit alles, I have to learn to trust in Jesus. I have to learn to trust in God. I have to learn. Maar jy gaan nie leer as jy nie glo nie. Jy gaan nie leer as jy nie wortels het. Jy gaan mismoedig bly, jy gaan dikpek bly, jy gaan ongelukkig wees. Ok, kyk maar vir my. Sy kry net haar kind. Ja. Prys die Here, halleluja. Los. Kyk, hou julle oë hierdie kant. Maar nou sê die Here vir jou, jy moet in sy woord glo. Hy sê, glo in. Hy het nou net vir jou gesê, glo in my. Hy het gesê, glo in my. Ok, kyk gou na Psalm 32 vers 8. Hy sê, glo in glo in My. en ons almal saamwerk. Glo in my. Glo in my. Wat sê hoofstuk 32 vers 8? Die woord sê vir ons, ek wil jou onderrig. Amen. Hy sê, God beveel dit. Hy sê dit uit die diepte van sy hart uit. Ek wil jou onderrig. Ek wil jou leer. Maar dan kom ons, Here, ek wil nie leer nie. Ek wil, Here, ek kan nie glo nie. Ek wil die Here sê, Here, ek glo nie. Ek wil die Here swaar trek. Ek wil sê, Here, ek wil die Here siek bly. Here, ek wil nie seëning hê nie, want ek wil bid vir deurbraak. Here, ek wil nie nog geld hê nie. Ek soek nie 'n verhoging nie, maar ek bid dat U sal deurkom. Die Here sê hy onderrig ons. Ons was nie onderstel om daai dinge te sê. Ons is onderstel word ons geskied volg. Ons is onderstel om te sê, Here, ek wil nie soos 'n dwaas praat. Here, ek wil vashou aan elke woord. As U sê U onderrig my. Kyk gou na die volgende stukkie van my vers. Wat sê hy? Ek wil jou onderrig. Jou leer aangaande die weg. Die Here wil jou leer. Maar dan sê ons, Here, nee, my nie leer nie. Dat ek maar nog siek bly, Here. Want ons kies mos die siekte, want die Bybel sê jou woorde het krag. Ja. Mense, ons kan se leer, kan julle sien, ons kan se leer ons gebede, ons kan se leer ons geloof. En dan sit ons is kinders van die Here. Maar jy ons maak hy deur oop vir die duiwel en dan roer hy vir jou. En hy speel nie. En hy nok vir jou totdat jy op die grond is, en down is, en out is. En totdat jy in trane is, want hy voel vere vir jou. Dan vra ons, Here, waar was hy? Sê die Here, weet nie of wil jy ek moet jou help, of wil jy ek moet jou kan staan? Want jy sê jy glo nie. Dis wat ons doen. Die Here weet nie of hy jou moet dra, of hy jou moet neersit nie. Maak jy nou vandag die keuse, maak jy nou vandag jou mind op. Wil jy God moet jou help, of wil jy God moet jou neersit? Ja, maar dan moet jy ophou sê jy glo nie. As jy wil hê God moet jou help, moet jy ophou sê ek glo nie. As jy wil hê God moet jou net daar los, dat die wêreld jou verslind, dan moet jy aanhou sê ek glo nie. Maar hoe kan God jou dan help as jy sê jy glo nie? Jy glo nie in sy woord nie. Kom mense, dit is duidelik, want jou gebed het nie wortel geskiet nie. Kom, is duidelik. Kom, ons moet vanoggend besluit, gaan ons die Here dien met 'n opregte hart of nie? En as jy daai keuse maak, dan jy kyk na jou woorde. Dis wat ek jou leer. Want jou woorde verhinder jou met die dinge van die Here. Jou woorde verhinder dat God nie in jou lewe kan werk.
Julle daar by die huis ook. Hoeveel? Kom ek byt julle gou. En dis kom gooi. Lyk hom maar te. Wees jy vir daai kyk, hierdie is nou 'n gebedslys. Nou hou net my vas. Hoeveel name sien jy daarso wat kan kyk? Nee, net daar van my, baie, nee. En elke week kom daar name by, maar die mense word nie gesond nie. Ek praat net van die kanker, ek praat nie van die ander lys nie. Hier sit sy met die lys. Daar's bloedklonte, daar's arteritis, daar's hartprobleme, beenpynne, ek kyk maar net liggies. Maar as jy dieselfde mense wat bly op die lys, daar kom nie 'n verbetering. Hierdie lys hardloop van so 3 maande. Dieselfde naam. En elke week kom daar name by. En die mense word nie beter nie. Dan sit ek en dan sê ek, Here, wat? Ek bid vir genesing. Hoe nou? Sê die Here, maar hy weet nie of hulle wil genesing hê nie, want hulle sê hulle glo nie. Hulle glo nie dat hulle genesing gaan kry nie. Hulle glo nie dat hulle gesond gaan word nie. Maar hy sê, hy is dieselfde God as gister, vandag en wat kom. Hy is dieselfde God wat die dooies gaan opwek. Yes. Amen. Maar ek verstaan nie. Hoe spreek ons, hoe kanselleer ons eie gebede uit? Hoeveel keer wat Louise hier verby my loop, dan sê sy vir my rug is so seer. Ek het so seer vandag. En dan sê daar bo kom. Dan sê sy, Here, hierdie pyn is nou erg. Nou moet hy gaan. Nou moet hy gaan. Begin sy die Here. En dan sê, dan kom sy nou weer by my, dan sê sy, wals, ja, met haar bicycle. Hoekom? Dan voel sy beter. Want die Here vir haar weergekom. Amen. Dis wat ek vir julle leer. Halleluja. Dan sê die woord verder. Ek wil jou onderrig. Ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Luister wat sê hy. Ek wil jou raad gee. Maar die Here kan jy nie raad gee as jy nie glo nie. Ek glo nie my oë gaan beter word. Jy gaan nooit meer, jy spreek 'n tyd. Jy spreek daai dinge uit. Ek glo nie ek gaan. Kan jy nou sien? Daardie ek glo nie. My besigheid gaan optel. Hoeveel keer het ek dit al gesien in die besigheidswêreld? Mense met besighede, nie lank nie dan maak hulle toe. Hulle verloor hulle werk. Hulle glo nie hulle gaan na hulle job lank hê nie. Ons kanselleer dit. Ons roep dit. Hoe kan die Here my seën en sy hand oor my hê as ek sê, Here, ek glo nie? En ons sien kanselleer ons die Heilige Gees uit. Dat die Heilige Gees nie in ons kan werk nie, maar ons is kinders van die Here. Ons is kinders van die Here. Ons sê dit vir almal, ons wys dit vir almal. Maar die noks kom, man. En as hy noks kom, dan lyk ons soos die wêreld. Ons gaan aan soos die wêreld. Nee. Dan praat ons ook soos die wêreld. Nee. Ja, tot sy stem saam. Ek is so bly sy stem saam met my. Daar was daar een in die kerk wat saam met my stem. Kennis. Kwaai man. Ek het gelyk vanoggend wat jy gesê. Al hierdie standbeelde. Ons moet hulle verander na standbeelde toe. Ons gaan aan dit lamppunt. As hulle soos 'n standbeeld wil wees, as stuur ons hulle oor aan jou. Nee. Want dis mos waar hulle wil kreer gevat het. Ons sal nog verstaan. Okay, dan sê die woord, en my oog sal op jou wees.
Ek sal eerder wil hê die Here se oë moet op my wees. Kom maar mense, daar's hoop vanoggend. Ek wil vanoggend die hoop van die Here. Ek wil die oë van die Here op my hê. Kom maar. Ek wil die oë van die Here op my hê. En dit kom nou. Nou kan jy smaak. Nee. Mega? Ek wil eerder die oë van die Here op my hê. Kom aan. Rooi I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Fruito. Halleluja. Mense, ek gaan net tot hier preek. Dis 'n amazing skrifte wat die Here my gee. Ek hoop nie ek het baie tone getrap nie, maar jou tone kan afswel. Ek kan weer gesond word. En as ek jou raak getrap het, dan dit is seer, dan moet jy weet dit vir jou bedoel. Maar daar's hoop. Die Here sê hy wil jou leer. Hy wil jou raad. Jy moet weet hoe om te wandel saam. En heel op die einde, sy oë moet op my wees. Weet jy net om te dink. Ek is God se oë. Sy oë is net op my. Dink net vir 'n oomblik. Miguel, sê vir jouself, God se oë is net op my. Nee, sê dit daar, wees bly daaroor. God se oë is net op my. Net op my. Hoe voel dit? Kom maar. Ai, hoe voel dit? Hoe voel dit? God se oë is op my. Ja. Sê dit vir jouself. Ja. Yes. Maar sê dit, God se oë is op my. Want sy woord sê sy oë is op my. Klein dit as jy dit sê. Amen. Ek gaan dit probeer leer, die oë is op my. Sê vir jou probleem, God se oë is op my. En as jou probleem nog staan, skree jy vir hom tot hy begin beweeg. Ja, tot hy voete kry en pad vat. Amen. Antikykie. Ek kyk vir daai en jy het my gal het jou geleer. Halleluja, prys die Here. Amen. 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 God se oë is op my. En ek is sy oogappel. Halleluja. Prys die Here. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike woord wat uitgegaan het. Soveel het dit gehoor, die ander het dit nie gehoor nie. Maar die wat hier is vanmôre kan sê, dankie Here, ons het dit gehoor en ons is God se oogappels. Here, ons bid vanmôre en ons vra U dat hierdie woord wat nou hier uitgegaan het, dat ons dit aan almal sal uitdeel of oorvertel wat sê die Here en wat wil God van ons sê. Here, baie dankie. Ek kan U net loof en U prys vanmôre vir dit wat U hier kom doen het. Here, U het vir pastoor baie goed gebruik, Here, sodat ons ook kan verstaan. En die ore en die oë is daarin vanmôre, Here. Ons moet hoor en ons moet kan sien en ons moet kan doen. Deur al ons stryde en beproewinge, Here. Through it all, Jesus is still there. We have to learn and stay with it. Dankie Here Jesus dat ons met U woord gaan bly en U vertrou waar ons ook al mag gaan in hierdie week, Here. Laat ons uitgaan en ons ingang geseënd wees, Here, sodat wanneer ons uitgaan, die woord van God wat ons oorgee, geseënd gaan wees in iemand se gedagtes, sy hart en sy verstand. Here, baie dankie vanmôre, Here, vir hulle wat opgekom het en hulle wat nie kon opkom nie. Ons dankie Here dat elke kankerleier en elke siekte hierdie week in ag sal neem, dat ons ophou om verkeerd te praat oor dit wat God vir ons gee. Ons het genesing, daar's krag in die naam van Jesus. Daar's genesing in die naam van Jesus. Daar's lewe in die naam van Jesus. Die dood kon nie eers vir Jesus in die graf hou nie. Sodoende bitter. Kanker kan ook nie vir ewig in jou lewe bly as jy genesing ontvang het nie. Here, ons bid vir geloof. Baie geloof in elkeen se siel.
elkeen se gedagte, elkeen se verstand. En Here, ek bid ook dat ons nie mekaar sal veroordeel of beoordeel nie, want dit kom U toe. Vader, ek sê baie dankie in Jesus naam. Amen. En amen, en En amen. amen. Mense, baie dankie dat julle ook ingeskakel was. Van my en die kerk se kant af gaan ek nou sê, wees geseën, wees gegroet tot vanaand om wat ons kom saam het. Dis om 7:00 vanaand op Facebookblad. Ek nooi jou graag uit en dan 'n geseënde, mooi, wonderlike dag en 'n geseënde week vir julle. So shalom julle.